Liewe vriende, ek groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here en ons Meester, en ek is so dankbaar vir die Here, vir die geleentheid wat u vir ons gee, dat ons saam rondom die woord van die Here kan kuier. Ek sien dit altyd so, dat het is, ons kuier saam as kinders van die Here, ons kuier saam as 'n familie, en ons kuier saam rondom die woord, ons kuier saam met die Here, en ons geniet sommer net die tydjie saam. So, dit is my voorreg om saam met u weer eens vandag te kan kuier, en ek bid die Here dat ook die woord wat ons met mekaar sal deel, dat het vir ons tot 'n seën mag wees en tot 'n bemoediging mag wees. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom in hierdie oomblikke na u, en ons weet hoe afhanklik ons van u is. Ons weet ons is niks sonder u nie. Ons is, Here, so afhanklik van u vir elke asemteug, vir elke tree wat ons wil gee. Here, as u nie met ons is, u kan ons dit nie doen nie. So ons kom vandag hier voor u met dankbare harte. Ons het soveel waardering vir alles wat u vir ons beteken, en vir alles wat u vir ons doen in ons lewens. En Here, ja, ons almal se lewens verander letterlik van week tot week, en het kan goed gaan, het kan beter gaan, het kan die beste wees, Here, maar het kan ook by tye treurig gaan en negatief gaan. Here, so dankie dat ons met mekaar kan bid, en dat ons die naam van die Here kan aanroep oor mekaar, en dat ons die seën en die genade van die Here oor elkeen kan afbid, en vra, Here, besoek vir ons asseblief, gaan ons tog net nie verby nie, ons het u so baie nodig, Here, en ons weet, ons maak so baie foute, ons sondig so maklik, ons stel u so maklik te leer, maar Here, eintlik diep in ons harte, het ons 'n begeerte om die Here te dien. Ons wil nader aan u leef, ons wil doen wat u wil hê ons moet doen. So Here, dankie dat ons dan ook hierdie tydjie kan hê om nou net stil te raak, Here, waar ons ook al nou vir ons bevind, dat ons kan stil raak om vir 'n oomblik by die woord te kom wees, en by die voete van die Here te kan kom sit. Vader, ek bid dat u dan nou u woord sal seën, en dat u ons sal lei, en dat u verheerlik sal word deur u woord. Ek vra dat u ons reinig, ons harte, ons gedagtes, Here, ons lippe, ons tonge, reinig ons, Here, asseblief, reinig ons gewetens, my Here, asseblief, dat ons regtig waar rein voor u kan staan. U is ons God, en buiten u, Here, is daar niemand anders nie. Ons is lief vir u, ons bemin vir u, en ons wil u beter en beter dien. Seën nou elkeen wat ingeskakel is, in die naam van die Here bid ons dit. Amen. Amen. Nou, liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Lukas hoofstuk 15, bekende gedeelte van die verlore seun. Ek wil so ietsie oor al twee seuns lees, so ek lees vanaf vers 11 tot en met vers 17, en dan lees ek weer daar vanaf vers 25. So kom ons lees Lukas 15 vanaf vers 11. Jesus het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Dan lees ons vanaf vers 25 tot en met vers 32 dan. En die oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange, en hy roep een van die diensknegte na hom toe, en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom, en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword, en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie.
Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind. Net tot sover dan die geleesde deel. En liewe vriende, het al ons so baie preke al gehoor oor die verlore seun, dat 'n mens baie keer wonder, is daar nog iets wat ons nog meer daaruit kan leer? En ek vertrou dat daar ten minste een iets sal wees, waaruit u wel iets kan leer, wat hierdie gedeelte aan betref. So, die vraag wat 'n mens mos altyd maar sal wil vra is, wat het in hierdie verlore seun se kop aangegaan? Wat het in sy hart aangegaan? Wat het gemaak dat hierdie jonger seun gevoel het, ek wil nie meer in die huis van my vader wees nie, ek wil hier uitkom. Nou, twee dinge wat ek graag wil hê, u moet ten minste uit hierdie preek van vandag leer. Die eerste een is, en dit is, dat hierdie seun was nie dankbaar genoeg vir wat hy gehad het nie. Nee, as 'n mens ondankbaar is, want dit staan teenoor dankbaarheid. As jy nie dankbaar is nie, dan is jy ongelukkig ondankbaar. En het gaan nie net daaroor of jy kla daaroor nie, dit gaan oor jou optrede. Hierdie seun het nog 'n broer gehad, 'n ouer broer, en hulle het hulle pa gehad. Hulle pa het heel waarskynlik 'n plaas gehad, en dit was suksesvol gewees. En hulle twee was die twee manne wat saam met hulle pa daar was. En alles was eintlik hulle sin, as hulle pa môre sou wegval, dan erf hulle twee alles. Hulle het met ander woorde 'n redelike gemaklike lewe gehad, want dan was baie diensknegte gewees, en natuurlik het hulle diens gedoen ook vir die twee seuns. So die vraag is, wat sou maak dat hierdie seun kies om net weg te kom uit hierdie huis uit? Weg van sy pa en weg van sy broer. En dit het my die gedagte laat bring, hy was nie dankbaar genoeg vir wat hy gehad het nie. Want jy sien, liewe vriende, hy moes dankbaar gewees het vir 'n suksesvolle boerdery, hy moes dankbaar gewees het vir 'n pa wat hy het, wat saam met hulle boer en saam besluit te neem en seker maak dat dinge nie te gronde gaan nie. Hy moes dankbaar gewees het dat hy 'n broer gehad het wat gesond was en wat ook kon werk, maar in iets in sy hart het gesê, ek is nie ver genoeg nie, ek is nie genoegsaam met wat ek het en wat ek sien nie, ek soek meer. Vriende, ondankbaarheid is 'n gevoel wat die Satan in 'n mens se hart kom plaas. En as daardie gevoel van ondankbaarheid by jou posvat, dan is dit die begin van jou val. Dit is die begin van 'n afwaartse spiraal in jou lewe. En dit is wat met hierdie jong man gebeur het. Maar luister, dis niks niets nie. Dit was nog altyd die Satan se taktiek wat hy gebruik het. Onthou, wat het hy daar in die tuin van Eden reg gekry saam met Adam en Eva, maar veral Eva, want sy het dit oorgedra na haar man toe. Adam en Eva het alles volmaak gehad, hulle het in 'n volmaakte tuin gelewe, hulle was sondeloos gewees, en tog kry die duiwel dit reg om by Eva 'n gevoel te plaas van, daar is meer as wat julle hier het. Nou kan 'n mens vir jou probeer indink, wat sou die meer gewees het wat Eva sou aangedink het? Want alles is reeds volmaak. Wat kan daar meer wees? En tog kry die duiwel dit reg. En die duiwel sê vir haar, God weerhou iets van julle. Julle kan God wees. Julle kan al die skepings vermoë het. Julle het nie nodig om aan God onderworpe te wees nie. Julle kan dan God wees. En daardie ontevredenheid wat hy in haar gewek het so sterk by haar geraak, dat sy op die ou einde die hand uitgesteek het en van die vrug geëet het, om wat beter te ontvang. En dan sien ons die ellende wat oor hulle kom. Die tuin was nog steeds daar, was nog steeds volmaak gewees, maar hulle was buitekant. Want as jy nie kan leer om dankie te sê nie, as jy nie kan leer om waardering te het vir wat jy het in die lewe nie, dan is die gevaar altyd dat jy vir die duiwel die deur kan oopmaak en hy weet hoe om jou lewe te vernietig. Liewe vriende, hoor nou mooi.
Daar is van u wat nou na my luister, met wie dit nie baie goed gaan nie. U het nie oorvloed nie, u dalk amper nie eens genoeg nie. Maar hoor nou mooi wat ek sê. Die minste wat u het, daar is altyd iemand wat nog minder het. U sien, dit is so belangrik om te besef dat ja, ons het baie mense, het baie min, en ons harte gaan uit vir hulle. Maar as iemand anders wat nog minder het, ek wil nou 'n storieetjie vir u vertel, en ek hoop ek kan hom reg vertel, want ek het dit gehoor by iemand, en dit het my so getref, en ek wil eintlik sê, dit pas vir my so mooi in by dit. Die persoon het vertel, hy het dit seker ook ergens gehoor, maar hulle vertel van hierdie man, wat ry in sy Ferrari motor. En hy ry baie spoggerig, duur motor wat hy mee ry, en terwyl hy so op die pad ry, toe vlieg daar 'n helikopter in die lug oor hom, en hy sit in sy Ferrari, en hy sê vir homself, ja, ek wens daarom, ek het 'n helikopter gehad, dan het ek daar bo rond beweeg. En so ry hy met sy Ferrari, verby 'n man met 'n baie grand kar, nee, ligversorging, kragstuur, en alles ligte wat aangaan en dinge, en die ou wat in hierdie grand kar ry, kyk na hierdie ou wat die Ferrari het, en by hom verby ry, en hy sê vir homself, ek wens daarom, ek het 'n Ferrari gehad. En so ry hy weer verby, by 'n ander ou wat maar net 'n doodgewone ou motor het, hy het net 'n stuurwiel en 'n klomp wiele, en al die tipe van dinge, hy het nie ligversorging en elektriese vensters en al die nie, en toe hy nou by die ou verby ry, toe sê hierdie ou in hierdie eenvoudige karretjie sê, toe, ek wens daarom, ek het 'n grand kar soos daai gehad. En so ry hy weer verby by 'n ou wat 'n motorfiets het, en toe hy by die man met die motorfiets verby ry, toe sê die ou op die motorfiets, ek wens ek het net 'n karretjie soos daai gehad, dan het ek nie nodig gehad om hier in die koue en die nat by tye op 'n motorfiets te wees nie, en so ry hierdie ou met sy vinnige motorfiets weer by 'n ou verby met sommer net wat so met 'n poegie ry, en die ou op die poegie sê, ek wens daarom, ek het 'n motorfiets soos daai gehad, dan het ek ten minste vinniger oor die weg gekom. En die man met sy poegie ry weer verby by 'n ou met 'n fiets wat daar ry, en die ou op die fiets sê, ek wens ek het 'n poegie gehad, dan het ek nie nodig gehad om te trap nie, en dan het ek toch 'n klein bietjie vinniger ook oor die weg gekom. Die ou op die fiets ry toe verby 'n ou wat stap daar langs die pad, en die ou wat daar stap sê, ek wens dat ek het 'n fiets gehad, dan het ek ook daarom al vinniger oor die weg gekom. Ek hoop jy kry die prentjie. Die man wat daar stap verby 'n ou wat in 'n rolstoel sit. En die ou in die rolstoel sit sê, ek wens ek kon net weer 'n paar tree gee. Die ou in die rolstoel word gesien deur 'n ou wat verlam is, wat in sy bed daar lê. En hy sê, ek wens ek kon net in 'n rolstoel kom, dat ek regop kan sit, en dat ek ten minste die wêreld kan bekyk. So het hy agtergekom, liewe vriende, die een wat verlam was, het nie verlang na die Ferrari nie. Hy het verlang om net in 'n rolstoel te kan sit. Die een wat in die rolstoel sit, het nie verlang na 'n grand motor nie. Hy het verlang om net te kan loop. Die een wat geloop het nie ook nie verlang na die Ferrari of die helikopter nie. Hy het net verlang om 'n fiets te kan hê. So met ander woorde, hoe min mense ook al het, daar's altyd iemand anders wat nog minder het. En as ek dit wat ek het, nie dankbaarheid voor het nie, dan sal ek nooit die lewe kan geniet nie. Dan sal die Satan my vat op 'n afwaartse spiraal, en hy sal vir my die rots laat tref. So liewe vriende, kom ons leer om dankbaar te wees. Kom ons leer dankie sê. Here, dankie dat ek 'n vrou het. Dankie dat ek kinders het. Dankie dat ek kleinkinders het. Dankie dat almal gesond is. Dankie dat ons elke dag nog iets te ete het. Dankie dat ons elke dag nog iets kan aantrek. Dankie Here as ek 'n werk het. En so kan ek aangaan. Dankie as ek op 'n bed vannag kan slaap en onder 'n dak kan slaap. Kom ons leer dankie sê. Dan sal die Satan dit nie reg kry om ons op sleeptou te neem en ons nog laer af te vat as wat ons reeds is nie.
Hierdie man het ongelukkig hierdie ondankbaarheidsgevoel gehad en daarom het hy geglo, as ek uit my pa se huis uit kan kom, dan gaan dit met my baie beter gaan. Ek gaan baie meer het as wat ek nou het. En dan gaan hy. Ons sien dat wanneer hy terugkom en sy pa 'n fees hou, dan kom die oudste seun uit die veld van die werk af, en dan is hy weer ontevrede, as hy hoor die jonger seun het teruggekom, en die Bybel sê, hy wou nie in die huis in gaan nie. Sy pa moes uitkom en vir hom smeek. Die tweede gedagte wat ek wil uitlig hier is, die gedagte van afguns. Die leengedagte van, almal is teen my. Jy sien, hierdie jong seun het heel waarskynlik ook gesê, my ouer broer word voorgetrek. Hy is net altyd in die goeie boekies, hy is my pa se witbroodjie, ek wil net hier uitkom, ek wil my eie pot gaan krap, ek wil my eie lewe lei. Dis hoe hy gevoel het oor sy ouer broer, en sy ouer broer was heel waarskynlik, as ek nou daar die term mag gebruik, die witbroodjie gewees, weet jy hoekom? Want hy het alles gedoen wat sy pa gesê het hy moet doen. Hy was gehoorsaam, hy was getrou in sy werk. Ons weet mos hoe dit gaan in die meeste families, dat die jonger kinders word altyd die meeste bederf. Die jonger kinders het altyd skemas om uit 'n ding uit te kan kom. En want hy's nog so klein, hy's so poenankies. Kom ons sien hom maar vandag oor. So hierdie jonger seun was heel waarskynlik nie so toegewyd aan die werk soos sy ouer broer nie. So hy het die idee gekry, die ouer broer word voorgetrek, maar eintlik was dit net dat die ouer broer was meer betroubaar as hy. Maar ons sien dat selfs die ouer broer afgunstig op hom is. Pa, hoe kan jy vir hom 'n fees hou? Hy's 'n slegte mens. En weet jy wat was die groot fout van hierdie twee seuns? Dit was die feit dat hulle nie die hart van die Vader geken het nie. Hulle het nie geweet wat die Vader bly maak nie. So ja, al het hierdie seun sy lewe met wynsypers en hoere deurgebring en 'n mislukking van sy lewe gemaak, dan het sy pa nog steeds die begeerte dat albei sy seuns net by die huis sal wees. Hy's besorgd oor hulle. Hy's lief vir hulle. Hy offer sy lewe op vir hulle. Maar hulle verstaan nie sy hart nie. In hoeveel huisgesinne is dit nie presies dieselfde nie? Dat die kinders is afgunstig op mekaar. Pa trek daai een voor, ma trek hierdie een voor, daar is die witbroodjie in die huis, en dan binne familie opset, kry jy familiegevegte, jy kry haat onder families, want die een word volgens die ander een voorgetrek. En as die Satan daardie gevoelens by 'n mens kan laat posvat, liewe vriende, dan moet jy onthou, dit gaan nie vir jou beter laat voel nie. Die duiwel misbruik dit om jou af te trek en jou te wil vernietig. En daarom is dit belangrik dat jy besef, jy's 'n unieke mens. Jy word op 'n sekere manier hanteer omdat jy is soos wat jy is. Ek dink altyd aan 'n ma. 'n Ma is my een van die kosbaarste mense. Sy verstaan al haar kinders. Die pa verstaan gewoonlik nie eens die kinders nie. Die pa sal die een wees wat ook by tye murmureer. Hoekom gee jy vir daai een sy sin? Hoekom maak jy so? Hoekom maak jy so? En dan sal ma doeteenvoudig sê, want ek ken my kinders. Ek weet daardie een hou nie van aardappels nie. Ek gaan hom nie dwing om aardappels te eet, net dat hy stysel op so 'n manier kan inkry. Daardie een hou nie van beet nie. Ek gaan nie beet op sy kos gooi, net omdat ek voel almal eet beet nie. 'n Ma het net die vermoë om te verstaan. Maar ongelukkig, wanneer die kinders na dieselfde ma kyk, dan is daar die gevoel wat die Satan in hulle harte bring. Ma trek daai ene voor, maar hy sien nooit wat ma vir hom of vir haar doen nie. So liewe vriende, wat was die gevolg van hierdie jong man se ondankbaarheid en afgunstigheid wat hy in homself gehad het teenoor sy broer? Die gevolg was dat hy by die varkbakker beland het. Die gevolg was dat alles wat hy gehad het, het hy prys gegee. En nou die verrassing. Ons ken dit, ons ken die storie. Hy eindig by die varkbakke. Luister nou, liewe vriende, wat sê, wanneer hy tot homself kom, wanneer hy besef hoe dwaas hy was,
Wanneer hy besef, moontlik die seer wat ek my pa aangedoen het, om my erfdeel te verlang, terwyl my pa nog lewe. Ek wil nie met my pa saamwerk nie, maar ek vat wat nie eens myne is nie. Hoor wat sê hy nou vir homself, liewe vriende, as hy tot homself kom, hoor asseblief wat hy sê. Hy sê, hoe baie huurlinge van my pa het nie oorvloed nie. Dis wat hy sê. Nou praat hy nie oor hoe eet sy broer nie. Sy broer word nog steeds bederf deur die bediendes wat daar is. Hulle maak kos, hulle was skottelgoed op en alles. Hy het dit ook gehad. Maar wanneer hy hier sit by die varkbakke, dan verlang hy nie na die kos wat sy broer nou eet in oorvloed nie. Hoor waarna hy verlang. Hy verlang om te eet wat die bediendes eet, liewe vriende. Skielik het hy waardering vir dit wat sy pa vir sy bediendes gegee het. Maar toe hy aan die tafel, as een van die hoofde aan die tafel was, het hy nie waardering daarvoor gehad nie. Sien hoe die Satan jou kan aftrek. Daarom kom ons begin om te waardeer. Kom ons begin dat ons nie met afgunstigheid in ons lewens lewe nie. Kom ons begin kyk vir wat daar alles in ons lewens is, waarvoor ons die Here kan dankie sê. En weet vandag ten minste dit, as u een van die persone was wat die fout gemaak het, om uit die huis uit te loop, omdat jy dink almal by die huis is verkeerd, en jy weet, dit gaan nie met jou beter, vandat jy die huis uitgetrek het nie. Moenie verbitterd wees teenoor die familie nie. Kom tot jouself. Wees eerlik met jouself en erken, ek het 'n fout gemaak in my hardkoppigheid. Ek het 'n fout gemaak in my ondankbaarheid. Laat ek huis toe gaan. Laat ek vreugde weer vir die huis kan bring. Want geen ouer is bly as sy kind die huis verlaat, en hy verlaat die huis uit haatheid, uit bitterheid, uit ondankbaarheid uit nie. Elke ouer is besorgd oor sy kind. Gaan huis toe. Gaan huis toe en versoen jou met wie jou ma is. Gaan versoen jou met wie jou pa is. Gaan versoen jou met die huisie waarin jy woon, en dit wat jy al die tyd gehad het. Begin dankie te sê. Kom tot 'n belydenis. Hierdie seun kom en hy erken, en hy's reg as hy dit erken. Hy sê, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Hy's reg as hy dit sê, want volgens hom is sy pa dood. Hy het sy erfdeel ontvang, sy pa bestaan nie meer nie. Maar liewe vriende, te midde van dit, het sy pa hom verwelkom, hom omarm, hom gesoen, hom geklee. En sy pa gaan uit na die ouer seun en smeek hom om deel te kom hê, want sy pa sê, daar moet mos blydskap wees. Daar moet tog 'n opgewondenheid by ons wees oor 'n broer wat dood was, maar hy lewe. 'n broer wat verlore was in sy hart, in sy gedagtes, in sy dade, maar dank God hy's gevind, hy het tot homself gekom, hy het huis toe gekom, maar behoort blydskap te wees. Liewe vriende, kom ons waardeer weer die lewe. Kom ons geniet weer die lewe vir wat dit is. En ons hou op rondkyk oor wat ander het en ons nie het nie. En ons begin dankie te sê vir God se groot genade in ons lewens. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U so baie, baie dankie dat die Vader wat uitgebeeld word hier in die verhaal is eintlik U. Here, dis U wat so verdraagsaam is. Dis U wat dikwels moet toesien hoe U kinders uit die huis uit wegloop, agter afgode aan, agter horeerdery aan, agter die plesiere van die wêreld aan, en daarmee te kenne gee U is nie goed genoeg nie. En U sien gereeld hoe dat hulle weer terugkom, nadat hulle by die varkbakke gedraai het. En ons eer U, Here, dat U nie 'n God is wat verwyd nie, dat U nie 'n God is wat vir altyd die toorn bly behou nie, maar wat ons terug verwelkom. Dankie dat U kinders verstaan. Help vir ons, Here, om U hart te verstaan. Help nou vir elkeen van ons, om in steede van om te kom en te sê, Here, ek het nog dit nodig, om te sê, Here, dankie vir alles wat ek het. Here, ek bid daarvoor, en ek weet daar's baie mense wat baie min in die lewe het, wat baie swaar kry in die lewe, en ek bid, Here, dat U hulle ook sal seën, maar ek bid in besonders,
help ons almal om net weer te begin dankie te sê en ophou afgunstig te wees op ander mense, op ons huismense, op ons vriende. Gaan ons nie verby nie asseblief, in Jesus naam. Amen. Amen.